Die verhaal van Dirkie Logner, wat in Desember op die langpad bo op die disselboom tussen sy oom en tannie se bakkie en ons sleepwa beland het, het die burgerse lesers aan die praat. Dit was die fietsryer Evan Smit wat Dirkie daar raak gesien het en gekeer het dat sy avontuur nie tragies eindig nie. Dit was in Desember gewees en toe het ek uit 'n dwarsstraat uitgekom. Ek het klaar fiets gery, het geoefen vir die Agus. En toe het ek gesien hoe ry in Kerkstraat in Wellington die trailer met 'n bakkie voor my en toe sien ek maar daar sit 'n kind op. En my eerste gedagte was dis iets wat mense elke dag sien nie. Binne 5 sekondes het ek besef dis 'n groot fout want ons kom nog van Engeland af en daar's health and safety groot en toe sien ek maar dit is nie reg nie. En toe dink ek dadelik wat kan ek doen? Want ek het geweet as jy in Kerkstraat opry, ry jy nie verkeer in. So ek gedink ek het 'n kans. Het gelyk of hulle so 60 km/h ry en ek kan seker so 30 op my fiets ry. Okay. En toe het ek hulle agterna gesit. Bietjie mountain biking oor die sypaadjies en tussen die karre. Daar was redelik verkeer geweest. Maar toe ek al by die Shell garage trek, toe voel dit vir my maar ek kan hulle inhaal want hulle gaan in die verkeer in vasry. Die tyd wat ek teen die paser uitgeklop het, toe daar ander mense ook al begin stop. En toe sê ek vra vir hulle maar is al mense of het hulle 'n seentjie. En toe sê hulle half hulle weet van 'n seentjie maar weet nie waar hy is nie en toe sê ek maar hy sit agter op die waantjie en toe die ma of die tannie sien dit sy so 'n bietjie hysteries geraak. Ons het saam met vakansie gery die dag en Dirk het basies verdwyn toe ons die hekke gaan sluit het van die huis en die deure gaan sluit het van die huis. En hy het gedink seker maar hy kruip vir ons weg en my swaar het gegaan en hy het so lank vooruit gery en hy het nie besef Dirk sit agter op die waantjie nie. En totdat iemand hom gekry het. Ek het nooit gedink dit is agterloosheid of iets soos dit nie. My gedagte wat ek opgegaan het is dit was net 'n fout. Iemand het net misgekyk of geen ongelukke gebeur. Ek het self 'n kind van 4 en hulle klim en klouter en hulle is oral. Hy het nie gestres gelyk nie. Nee, hy het heeltemal ontspan het. Dit gelyk of dit 'n joyride is vir hom. Ja, hy's 'n baie avontuurlustige kind, ek moet sê en hy is absoluut iemand wat dit onder normale omstandighede sou gedoen as hy kon kies of hy dit wil doen of nie. Definitief. Jy dinkie en adrenalien neem net oor. En dit was vir my eintlik 'n lekker ride daai laaste stukkie gewees. Ja. 'n lekker ride. Dit was goeie oefening Ja. Die eerste dag wat ek begin oefen vir die aand. O, fantasties. Ja.